Ek wil bietjie van 'n ander hoek wil ek praat oor opstanding. En ek wil uit hierdie hoek uitkom waar Jesus verkondig sy oorwinning. Ons het Woensdag aand by ons nagmaaldiens en ons gemeente ete het ons gepraat oor die voorhangsel en die voorhangsel wat geskeur het. Ons het een aspek uitgelig dat die voorhangsel wat skeur die toegang na God toe oopmaak. Die voorhangsel wat ook 10,16 centimeter dik was en wat in 'n oomblik geskeur was van bo na onder. Met ander woorde, sy sterkste plek was bo, waar hy vasgemaak was. En hy het van bo na onder oopgeskeur, omdat God gesê het, nou gaan ons nie meer 'n priester of 'n hoëpriester of 'n pastoor of 'n dominee of iets gebruik om mense by my te bring nie. Julle kan kom as julle glo in Jesus Christus. Dis die wonderlikste voorreg en openbaring om te kan vashou. Maar daar's 'n ander aspek waar ons nie by stil gestaan het nie, en ek gaan net vinnig raak daaraan. Maar een van die aspekte is waar Jesus sterf en in daai oomblik het die grafte het oopgegaan. Die regverdiges het opgestaan. Nou ek wil hê, hou dit net so in jou agtergedagtes, of sit dit in jou kiesstand, hou dit net vas. Die oomblik toe Jesus sterf, so gaan die grafte oop, voorhangsel skeur. Daar's 'n aardbewing, die aarde het geruk, want God het verklaar, dis my seun, hy bring verlossing. Dit wat God alreeds deur Jesus Christus gedoen het vir die mensdom op hierdie aarde, gaan ek weer herhaal wat ek Woensdag aand gesê het. Daar gaan geen mens op hierdie hele aarde van biljoene mense gaan 'n verskoning hê die dag wanneer Jesus Christus in die wolke verskyn, gaan geen mens verskoning hê oor hoekom hy nie in Christus Jesus geglo het nie. Ek is bly dis stil. Geen mens gaan 'n verskoning hê nie. En daar gaan skeiding gemaak word tussen die regverdiges en die onregverdiges, tussen die skape en die bokke, en hy gaan geskei word vir ewig en vir altyd, na 'n plek van heerlikheid of 'n plek van smarte. My vraag, wat ek eerstens vra vanoggend is, wat het gebeur in die graf? Of wat gebeur op die kruis op padgraf toe? Want daar gebeur klaar goed, terwyl Jesus sterf aan die kruis, gebeur daar goed. So my vraag is, wat gebeur terwyl hy sterf en op padgraf toe? Wat is alles wat afspeel? En een van die eerste goed wat vir ons sin uitmaak is, waar die rower aan die kruis ook vra, Here, dink aan my. The believing thief asked to be remembered by Jesus when Jesus comes into the kingdom. And Jesus replied, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, jy spring 'n woordjie uit. Hoekom het hy nie gesê in die hemel nie? Jy spring 'n woordjie uit wat vir ons nog 'n ander betekenis gee van wat God vir ons voorberei. Maar vir die rower aan die kruis, vir die sondaar, vir die een wat ook gekruisig was, maak Jesus hierdie belofte en hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, die paradys is 'n woord wat verskillende betekenisse het, of nie verskillende nie, maar diep betekenis het, en onder andere verwys die Nuwe Testament na paradys as 'n tuin wat goddelikheid en koninklikheid reflekteer. 'n Plek van goddelikheid en koninklikheid reflekteer. Nou, ek wil so
beeld opsit. Paulus raak aan dit en hy sê, ek was opgeneem in die derde hemel, en Jesus het opgevaar na die hemel, en hier is so min of meer net vir jou 'n verduideliking van, hoe lyk die drie hemele, hoe verkondig ons, ons Christelike historiese kant, die drie hemele. Ekskuus tog, Marco, as jy daar bo ergens, hy sing net hier agter, hoor. Klink of hier 'n paar engele by my staan. So die eerste hemel, dis die atmosfeer net bokant ons, hierdie atmosfeer, die tweede hemel, is waar ons die sterrehemel en die planeet en die uitspansel beleef, en die derde hemel is dan God's dwelling place, God se plek waar hy dan woon. Nou Paulus en Petrus gee vir ons ook twee verstaansvorme van dit wat hierbo ons is. En Paulus kom en hy kom sê in Efesiërs 4 vers 8, hy sê, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Vers 9, hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het, na wat laer is, naamlik na die aarde toe. En vers 10, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Hy is baie betekenis hier binnekant, 'n hoogte opgevaar, in die hemele ingevaar. Wanneer het hy dit gedoen? Efese sê nie vir ons hoe, watter oomblik, terwyl Jesus op die kruis, onder die kruis boer, hy sê nie vir ons, hy gee nie vir ons daai betekenisse nie, maar hy het opgevaar, maar dit sê ook, Paulus sê, voor hy opgevaar het, moes hy eers neergedaal, hy het iets gaan doen hieronder. Okay. So dis Paulus se beeld wat hy vir ons gee. As ons kyk na Petrus gaan verder en hy sê, so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. So hier braai 'n bietjie uit, nee. Hy sê, Jesus het, hy het opgevaar, maar Petrus sê ook, hy het afgegaan en hy het na die gevangenis gegaan, daar waar mense se gees vasgehou word. Want almal is nog nie in die hemel nie, daar is 'n betekenis aan dit. So, en dan sê hy het na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. So, hou net vas. So Jesus gaan nie af aarde toe as 'n verloorder nie. Hy gaan af na die aarde toe en hy gaan na die plek van aanhouding toe en hy gaan sê, luister, I am victorious. Ek is die lewe. Ek is die oorwinnaar en ek kom verkondig vir julle, ek bring oorwinning en lewe na die dood. En dan sê hy vers 20, dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Maar as jy wil, kan jy dit onderstreep. Wat het in Noag se tyd gebeur? Noag was vir 40 jaar besig om 'n ark te bou, want hy het gesê, daar gaan 'n storm kom, en julle moet gereed maak. En wat het die mensdom gedoen? Presies wat hulle vandag weer doen. Hulle het gelag vir dit wat Christene besig is om te verkondig. Hulle het gelag, totdat die storm plaasgevind het. Al die mense, behalwe die wat God gered het, die 8, is binne in hierdie plek gehou, en God het gekom deur Christus, en hy het vir hulle kom sê, ouens, julle wou nie luister nie. Hulle is in die plek van aanhouding, hulle is in die plek van die onderaarde, ons gaan nou daarby uitkom, en hulle is daar vasgehou. So, Filippense kom sê vir ons dan, dat daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel,
boonste hemelruim en almal op die aarde en almal onder die aarde. Wat moet doen? Hulle knieë moet buig en hulle tonge moet bely, there's only one, Jesus Christ. Daar's net een. Jy kan, hoe baie en hoe wild kan jy skree Hare Krishna, jy kan skree Mohammed, jy kan skree wat jy wil, daar's een verlosser. Een verlosser. En elke een, amen, en elke een op hierdie aarde gaan sy knie moet buig voor Jesus Christus. Ongeag van wie jy is of wat jy is. Jy gaan moet bely. Die vraag wat ek nou vra vir myself en sommer vir ons, waar het jy nie die Ou Testamentiese gelowiges dan heen gegaan? Waar het hulle gegaan? Hierdie ouens soos Noag en Samson, Elia, noem hulle Abraham, enige van hulle, waarheen het hulle gegaan? Is hulle hemel toe? Is hulle na die plek van paradys toe? Waarheen het hulle gegaan? Nou kom, ons gaan so 'n klein bietjie raak. Ek wil hierdie twee manne uitsonder, want hulle was in 'n ander klas gewees. Henog en Elia. Hierdie twee manne is op 'n ander manier gehanteer. Gawie, as ons daai voorreg kon hê om nie eers dood te gaan nie, my pa sal nou vanoggend daarvan baie graag. Hy sal graag wil hê die Here moet hom net kom haal, maar hy is so bang om in 'n kus gesit te word, hoor hierso. Dis verskriklik. Ja. Nee, ek wil sommer. Maar dit kan gebeur, pa, as jy môre weg is jy weg. Ons sal weet jy's weg. Want niemand gaan my beplan nie. Maar hoor gou hierso. Henog was 365 jaar, nee, dis nie Ou Testament. Hy het naby God geleef en toe hy nie meer daar en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Hebreërs 11 vers 50 gee vir ons nog 'n deel op dit. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Dink ek, gaan al die begrafniskostes gaan jy spaar? Die kus en die blomme en die diens en alles. En die pastoor het betaal moet word. Okay, maar Elia, baie jare later, terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur, met perde van vuur, wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elia is in 'n stormwind die hemel in. Weg, boef, op. So ons sien, dat die Bybel speel vir ons 'n klomp gedagtes af oor sekere goed wat kan gebeur en hoe dit gebeur. Waarheen Abraham is en Moses is, ons gaan nou so vir u 'n gedagte gee. Kom, as ons dit so kan beantwoord. Voor Jesus se dood en na Jesus se opstanding. Voor Jesus was Sheol en Hades die realm van die dooies. Die regverdiges was by die boesem van Abraham, 'n vredevolle plek. Dis dieselfde plek as die paradys. Gaan nou vir 'n bietjie meer duidelikheid gee omtrent dit. En dan hierdie mense voor Jesus se dood was almal wagtend vir die Messias. Na Jesus se opstanding word die mense opgeneem na die hemele, die paradys. Na die opstanding van Jesus was hulle opgeneem in volle gemeenskap met God, nou met hom in heerlikheid. Nou, ek weet ek is nou 'n bietjie op 'n ander toon vanoggend, maar ek wil graag vir u bietjie kennis gee, want ons het nou al baie jare oor die opstanding gepraat, en hier is my bietjie meer diepte binne in hierdie raamwerk. Nou, wanneer ons kyk na 'n diagram soos dit, van die linkerkant af, sien ons dat die liggaam gaan dood, en dan gaan die gees van die mens, of die siel van die mens, gaan na die plek Hades. Nou Hades, of
paradys word in twee gedeel. Dis die plek waar Lazarus, Jesus, die rower aan die kruis, om vir u gedagte te gee, hulle is in die paradys. Dan is daar 'n groot kloof, en dan in die onderkant is waar die ander deel van die paradys is. Dis die plek van verlorenheid. Dis die plek waar die ryk man is. Dit word ook Sheol genoem. Ek hou dit nou in Engels, nou hoef ek nie te veel terme vir u te gee nie. En dan vind daar 'n opstanding plaas, ons gaan nou die skrifte bysit, 'n oordeel, en uit die oordeel uit gaan mense hemel toe of gaan mense hel toe. Nou, ek weet daar sterk teorieë onder kerkgroepe dat daar is nie 'n ding soos die hel nie. Ek wil tog vanoggend vir u sê, wees maar versigtig. Daar is so 'n plek. Daar is so 'n plek. God laat nie met hom bespot nie. Hy het dit gesê, dis in sy woord, en hy staan by sy woord. Nou kom ons gaan kyk net gou na 'n paar skrifgedeeltes toe. Onder the body dies, is Prediker 12 vers 7, Ecclesiastes. Hy sê die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God toe terugkeer wat God dan gegee het. Dan kyk ons daar by die paradys, daai gedeelte van Lukas 16, uiteindelik is die bedelaar dood en hy is deur die engele weggedra om by Abraham te wees. Dis waarom hulle sê die Abraham se boesem, nee, dis in die paradys. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Hy het sy oë in die doderyk oopgemaak en terwyl hy gefolter word, het hy Lazarus in die verte by Abraham gesien. Dit moet scary wees. En dan sê hy, dan gaan hy mos nou aan, dan sê hy asseblief, sê net vir Abraham, hy moet vir Lazarus vir hom vir my bietjie water vir my mond te bring. Ok, jy kan dit gaan lees, jy kan die notaatjies maak. In die volgende gedeelte, Johannes 5 vers 28, dan sê die woord van die Here vir ons, wanneer die oordeel gaan kom, moenie hieroor verwonderd wees, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, onder die aarde, sy stem sal hoor en sal opstaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan om vir altyd te lewe, en die wat kwaad gedoen het, sal opstaan om veroordeel te word. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê vir ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen wat van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed of dit sleg was. You are going to be judged. Jy gaan geoordeel word. God gaan vir jou vra, ek het dit vir jou gegee, wat het jy daarmee gedoen? God sê, ek het vir jou 'n lewe gegee, wat het jy daarmee gedoen? Hoe het jy dit gedien? Hoekom het jy nie Christus aangeneem nie? Hoekom het jy Christus aangeneem? Hoekom het jy dan nie verder gegaan om deur sy gees gelei te word? Die God gaan vra vir elke mens op hierdie aarde. En dan kom ons by Matteus 25, waar hy sê, vers 46, hulle sal dan in die ewige straf ingaan, maar die wat God se wil uitgevoer het in die ewige lewe, en dan vers 41 gaan hy terug en hy sê, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek, gaan na die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose magte, bose engele. So daar gaan 'n duidelike onderskeid wees. Hierdie toneel wat ons hier beleef het hierdie naweek, die kruis wat ons beleef het, die oorwinningsliedere wat ons gesing het, is daar tot getuienis om ons harte te stimuleer, dat jy moet jou lewe 'n keuse maak om God te dien of om hom nie te dien nie. Maar as jy God gaan dien, gaan daar vir jou 'n ewige plek van paradiso wees, paradys. Daar gaan vir jou 'n plek wees waar daar 'n ewige tuin en 'n vredevolheid sal wees. Daar gaan vir jou 'n plek wees waar daar God gaan wees in sy hemele. So daar gaan 'n duidelike onderskeid wees. Hierdie toneel wat ons hier beleef het hierdie naweek, die kruis wat ons beleef het, die oorwinningsliedere wat ons gesing het, is daar tot getuienis om ons harte te stimuleer, dat jy moet jou lewe 'n keuse maak om God te dien of om hom nie te dien nie. Maar as jy God gaan dien, gaan daar vir jou 'n ewige plek van paradiso wees, paradys. Daar gaan vir jou 'n plek wees waar daar God gaan wees in sy hemele.
Gaan dit help, jy sê vir die Here, Here, ek het godsdienstig groot geword. Gaan dit vir jou help om te sê, Here, ek was as babietjie toegewy, of in ander plekke was ek as babietjie gedoop. Gaan dit vir jou help om al hierdie goedjies te sê, en Jesus gaan vir jou vra, ek wil hoor by jou, het jy my persoonlik aangeneem as jou koning en verlosser en saligmaker? Dis die vraag wat hy vir jou gaan vra. Toewyding, doop, babietjies, dis alles godsdienstige prosesse wat ons volg om ouers aan te moedig om hulle kinders groot te maak in die weë van die Here. Maar daar moet 'n dag en 'n uur en 'n tyd en 'n oomblik kom wat jy besef, ek het nog nie Jesus Christus aangeneem nie. Ek het nog nie ergens my knie gebuig en my tong laat bely en sê, Here, U is my Here en my verlosser. Ek neem U aan. Ek het altyd gedink, pa, as kind, hierdie is stories. My pa het ons orthodox AGS groot gemaak. Eilike grappie. Hy het ons baie streng groot gemaak. Ek en my broer het elke aand net 'n pak slaag gekry vir die volgende dag, so goed wat ons nog gaan doen. As ek gaan dans hierdie aand, het my pa vir my gewag, al was dit 12 uur, en my eerste pak slaag gegee, want dit het my ontreinig van dit wat verkeerd was. Orthodoxe AGS prosedures wat hy gevolg het. Ek het hom vergewe, hè? Ek het my hart en my lewe gegee, toe ek baie klein was, tussen 5 en 6 jaar, in Windhoek een Sondag aand na kerk, het ons by die huis gekom, en my pa het my gelei na die Here, en ek het geweet, ek het my hart vir die Here gegee. Ek het daarna nog 'n paar keer weer my hart vir die Here gegee, jy weet, want ons gemaak ons maar draaie in die wêreld, in die mooi wêreld, nee, ons gaan loop in die woestyn rond, so okay, maar ek het my hart 'n paar keer vir die Here gegee. En weet jy, ek sal seker nog 'n paar keer my hart vir die Here gee. Is ek reg, Marie? Net om seker te maak, Here, ek is op die regte pad. Ek stap met U 'n pad, Here, ek wil gereed wees om saam met U die koms te verwag, en wanneer U kom, wil ek gereed wees. Ek wil seker maak, dis nie verkeerd nie. Ek dink, dis miskien meer gesond om in so 'n verhouding met God te kan staan. Openbaring sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom, van die lewe, wat in die, kom ek lees dit nou weer. My aandag is daarbo. Ek sien verdwyn, is dit Dwyn, uit Kanada uit. En dit trigger my verstand hier so aan my regterkant. Dwyn bid vir my. En jy het jou broer daarom ook nou verslag in die kerk gebring. Prys die Here daarvoor. Okay, kom ons lees dit weer. En elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Ons stap terug na Genesis toe. Adam en Eva eet van die boom van lewe, van kennis, goed en kwaad. God sê, julle mag nie daarvan geëet het nie. Maar dit is nog nie geopenbaar gewees, dat jy die lewe kan smaak, wat deur Christus Jesus gaan kom nie. Die lam is nog nie geslag nie, daarom mag julle dit nie eet nie. En hier is die lam geslag. Die lam is geslag, sodat die boom van lewe, wat is die boom van lewe? Jesus Christus. En ons gaan van hom eet, ons gaan van hom versadig word. Hy gaan ons bedien, hy gaan vir ons in ons harte bedien met die Gees van God, soos wat ons nog nooit geken het in ons hele lewe nie. Ons gaan eet van dit in die middel van hierdie paradys wat hy vir ons gebring het. En hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het en in die hemel ingegaan het. Dis waar Jesus nou is. Jesus loop nie op die aarde rond nie.
Jesus stuur sy Heilige Gees uit na almal toe. God is besig om ons plek vir ons voor te berei. Die Verlosser is besig om sy terugkoms na hierdie aarde toe voor te berei. Ek dink die hele wêreldtoneel is besig om net te verhelder oor wat in die wêreld aan die gang is. Asseblief, julle moet tog net 'n bietjie nuus kyk om te sien hoe sekere magshebbers besig is om saam te loop en om op te staan teenoor dit wat goed is en dit wat beter kan wees. Die hele wêreldtoneel is besig om in plek te kom vir die koms van Jesus Christus. Ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar dan sê julle wie ek preek politiek hier vanmôre en ek gaan nie vanoggend naby gaan nie, want net trek ek 'n tramp op julle. Ekskuus my vrou, ek sal dit nie doen nie. Okay, my vrou hou niks van Trump nie. Ek sal niks verder sê nie. Okay. Waar vind jy jouself? Waar pas jy in hierdie naweek? Is jou hart 'n plek wat oop is vir God en God se dinge? Of het godsdiens jou hart dalk klomp goed kom inbou wat nie meer eg is nie? En dit hou jou amper half weg van hierdie boom Jesus Christus. As jy vanoggend op daai plek is wat jy kan sê, Here, die opstanding in my eie lewe, laat dit plaasvind. Dan gaan dit die volgende beteken, die Here gaan jou liggaam weer kom bevry van aardse slawerny. Die Here gaan weer kom en hy gaan jou gees, jou siel, gaan hy wederbaar en hy gaan dit nuut maak, sodat jy die impulse, die dekodering kan doen wat van die gees van God afkom. God gaan jou verstand, jou wil, jou intellek en emosies, gaan God weer kom, net bietjie kom herrangskik, kalibreer, dat jy kan hoor, waarmee is God besig, en waar wil God hê, jy mee moet besig wees. So kom ons buig ons hoofde toe. Ek wil jou nooi vanoggend, as jy hier sit en sê, Here, I need you so much this morning, Lord. Dan wil ek jy moet saam met my opstaan. As jy hier sit en jy sê, Here, ek het U so nodig. Ek weet nie om sin uit te maak van alles wat in my kop aan die gang is nie. Kom, help my. Wil ek jy moet vinnig op jou voete staan, asseblief. Dankie, Here. As jy sit vanoggend en sê, Here, ek wil my hart opnuut vir U oopmaak. Ek wil U persoonlik innooi in my hart. Dan wil ek jy moet opstaan. Want Jesus sê, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dit wat nie deur die mens gebore word, maar deur God se gees gewederbaar word. My hart, Here, my hart wil ek aan U oorgee. Nog 'n laaste keer, as jy vinnig wil opstaan, sê dit vanmôre vir hom. En as jy opgestaan het, wil ek jy moet saam met my bid, net saggies, daar in jou bank. Here, ek begeer vanoggend die vrede wat God bring deur Christus wat in my hart kom woon. En vanoggend gee ek my hart aan U oor. En ek nooi U om in my hart te kom woon, Here.
Dankie dat U my nou U kind maak, dat my sonde en my lelike verlede in 'n oomblik, Here, vergewe word, weggewas word, deur dieselfde bloed wat aan die kruis gesterf is. Dankie vir die bloed wat my skoon maak, en wat my kind van God maak. En Here, dankie dat U my vanmôre wederbaar, nie uit verganklike goed van hierdie aarde nie, maar uit onverganklike krag van U woord. Dankie dat U vanmôre my siel kom rus gee, en dat U my opnuut inneem in U teenwoordigheid, om vir my vrede te bring, wysheid te gee, kennis te gee, Here. Dankie dat ek vanmôre binne in hierdie kerkgebou U seun en U dogter kan word, in Jesus se naam. En ons almal sê amen. Amen. Loof die Here.